Hey, kom ons gee die Here vir die Here aan 'n klap. Dit was 'n awesome dag geweest. Amen. Het is ook lekker om vanaand so 'n vol huis te sien. Dit is lekker om te sien oor wat die Here besig is. Hierso in Doxydale, Raslouw, ons groei en jy weet, as 'n ding lewendig is hy groei. Iets wat stil staan of agteruit beweeg, is dood. En ons wil jou celebrate dat jy commit om in te slap by hierdie familie en jou geloof met God ernstig op te vat. Amen. Ek is trots op jou dat jy sê ek gaan leef vir die Here. Ek gaan 'n Sondag aand 6 uur my tyd uitsit om saam met my familie, my broers en my susters in die teenwoordigheid van God te kom sit en onder sy woord te kom sit. Dit gaan jou ver vat in lewe en jy gaan die vrugte pluk van jou commitment hierso in Doxydale, Raslouw. So vanaand se tema preek is genoem How God Deals with Our Sin. Hoe deel God met my wanneer ek sondig? En ons obviously persepsies rondom hoe ons dink die Here ons gaan hanteer wanneer ons sukkel met sonde. En jy weet, dis 'n gesprek gesprekke wat losgekom het die laaste paar weke van ons eie mense wat sê, Pierre, ek het gebackslide, ek was on fire gewees, ek het my fire verloor. Ons hoor klomp mense, couples, getroud, ongetroud, wat sê, ek sukkel met last, en ek weet nie wat om te doen nie, Annie, ek weet nie hoe om vorentoe te beweeg nie, bid jy vir my vir hierdie ding, of wat ook al het mag wees. En baie mense sit met daai secret sin, daai sonde wat niemand van weet nie. Behalwe jy. En jy weet, daai ding maak jou dood. That thing is killing you. Jy loop met hierdie diep skuldgevoel binne in jou hart rond en jy haat elke oomblik van dit. Dis lekker nie, en ons val victim tot die begeertes van die vlees. We fall victim to the desires of the flesh en dan weet ons nie om vorentoe te gaan nie. En dan leef ons defeated lewens. Nou, obviously, wanneer jy skuldig voel in jou lewe, wanneer jy condemned voel, wanneer jy iets doen wat jy nie moet nie, of 'n lewe wil leef, of ietsie hou daar in die donker wat niemand van weet nie, is ons eerste reaksie om onsself te onttrek. So jy bid baie moeilik, jy spandeer baie moeilik tyd met die Here. Dit is veel moeilik om Bybel te lees. Jy hoor die Here vra goed vir jou, maar jy voel so skuldig. En dan lê daar nog hartsbegeertes binne in jou van goed wat jy graag die Here wil vra, maar jy doen nie, want jy so de mekaar en bewus van dit wat jy mee besig is. En dan wil sê die vyand gebruik dit teen jou. Nou, natuurlik het sonde 'n effek. En ek wil vir jou lees 1 Korintiërs 15:56. Skryf Paulus hier, for sin is the sting that results in death. In other words, sin produces death. So die gevoel wat jy kry wanneer jy de mekaar raak met sonde is 'n leë gevoel, is 'n dooie gevoel, is nie 'n lekker gevoel nie. En ons klomp definisies van hoe jy sonde kan gaan definieer. Jy weet wanneer is sonde, en ek gaan nou iets daar sê. Maar ek wil maybe vir jou 'n simpel definisie gee van hoe ek sou sonde beskryf. Hoe ek sou sê, jy's besig met sonde. Jy doen sonde. En dit is die volgende. Sonde is wanneer jy vervulling soek op plekke behalwe by God. Sonde is wanneer jy identiteit soek buite God. Is om 'n ander bron van vervulling te gaan soek. En die rede hoekom ek dit sê so is in James 1 vers 14 tot 16 skryf hy Temptation beteken ek's vleeslik aangetrokke tot iets. I'm fleshly pulled to something. It's like vir my aantreklik, it's like vir my aanloklik. That's temptation. Jou liggaam reageer wat jy sien and you're alert to that thing.
Hy sê, temptation comes from our own hearts, which entice us and drag us away. Entice beteken, ek het gesê laas week, entice means to attract, lure and persuade someone. These desires, they drag us away. Away from who? Away from what? It drags us away from the Lord. So, sonde offer vir jou 'n alternatief. Hier's 'n ander manier hoe om gelukkig te wees. Moet dit nie by die Here gaan soek nie, gaan soek dit by 'n vrou. En sy gaan vir jou happy maak. Jy het 'n begeerte om vreugde in jou hart te hê. En dan kom sonde en hy sê ek maar seek the approval of man. Laat mensdom vir jou aan 'n klap, dans volgens hulle pype. Doen wat mensdom wil hoor en jy begin sondige goeders te doen. Jy soek vrede, you desire peace in your life. Substance abuse, daar's 'n ander manier. Kom ons praat van hierdie ding genoem jou sex drive, which is normal. Say what? Ek beloof jy, die Here het dit in 'n man gesit om van 'n vrou te wil hou. As jy 'n vrou like, is dit 'n goeie ding. 'n Vrou moet vir jou mooi wees, amen. Selfe ding dames, wanneer jy 'n man sien en dit is vir jou 'n mooi man, dis 'n goeie ding wanneer hy vir jou mooi is. Sex drive kom van die Here af. Maar seks is bedoel vir die huwelik. Wat beteken? Jy gaan so 'n bietjie moet wag. Wat beteken jy gaan so 'n bietjie daai behoefte moet oppress? Wat beteken dit gaan jou ietsie kos? Maar sonde kom sê, hier's 'n alternatiewe manier om jou sex drive te vervul. Pornografie, masturbasie, weet nie, hier's 'n ander manier. Doen dit. Is dit 'n fair statement om te maak? Sin is to seek fulfillment outside of God. Maak dit vir jou sin? Okay. Dit maak vir my sin. So, sonde het 'n effek gehad, reg van die begin af. Ek het hier geskryf, sin changed the nature and the DNA of mankind. Sin left mankind broken, not knowing who they are. It left mankind empty, unfulfilled, and godless. Sin changed our DNA from desiring the Lord to desiring the world. Sin changed our nature to desire what is good, what is godly, and what is holy, to desire what is unholy, what is bad, and what's driven by the flesh. So die sonde het totaal en al jou natuur, jou goddelike natuur kom korrup. Dis is 'n rekenaar wat 'n virus opgekry het. Hy funksie nie so lekker soos hy moet nie. Dis 'n koppie klats bietjie uit. Ek sê nou nie jy verstaan jy net die analogy yes. En dis wat Jesus toe kom doen het. Hy het gekom en die effek van sonde kom herstel. Dit wat sonde veroorsaak het hy kom redeem. Sonde het jou eerstens doodgemaak. So Christ came to set you alive. Tweedens het God jou weer terug kom herstel na jou oorspronklike design toe. Hy het jou weer kom terug herstel na jou blueprint toe, dat jy weer soos Jesus moes wees. Dis wat Jesus kom doen het. So hy het daai sondige natuur kom verander, en baie mense sal die redenasie hê, of hulle sal hulle sonde justify. En as ek nou praat van hierdie ouens wat hulle sonde justify, praat ek nie van die wêreld nie, ek praat van kinders van God. Okay? As jy jou sonde wil justify deur te sê, ek is so gebore. Ek is gemaak soos dit. Ek kan nie help, ek het hierdie nie. Het julle daai al gehoor? Al gevoel? Oorspronklik sal ek sê dis moontlik. Dis moontlik dat jy gebore is met sekere begeertes, of van sekere goed hou, of sekere mense hou.
Want jy is gebore, ons almal is gebore uit die sondige natuur. Die Engels sê the corrupted seed of Adam. You were born a sinner. So it makes sense that people desire to do sinful things. Maar jy weet nou al die tyd, dis hoekom die Bybel en Jesus sê jy moet weer gebore word. Kan jy sê amen? En dan wanneer jy weer gebore word, word jy nie gebore uit die sondige natuur van Adam nie, jy word nou gebore uit die incorruptible seed, die perfekte saad van Jesus. So nou kry ek 'n nuwe natuur. My natuur gaan nou weer terug na hoe dit moes wees. So nou kan ek nie meer sê ek is so gebore nie. Want my nuwe natuur justify nie meer sonde nie. Ek kan nie meer sonde justify met my nuwe natuur nie. Sonde sit nou nie meer reg met my nie. In die verlede, in my ou lewe, het sonde baie mooi gesit, ingepas met my natuur, maar nou dat ek goddelik geword het, clash sonde hier in my natuur. So, die Bybel sê Kolossense 2 vers 13 en 14, you were dead because of your sins and because your sinful nature, your corrupted nature, was not yet cut away. But then God made you alive with Christ. 1 Petrus 1:23 sê, having been born again, weergebore, not of corruptible seed, but incorruptible seed through the word of God. Jy is weergebore. En dan Hebreërs hoofstuk 10, sê die skrywer al die Here aan, vers 15, and the Holy Spirit also testifies this is so, for he says, this is a new covenant I will make with my people on that day, says the Lord. I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds. Law is wat? The laws are the 10 commandments, dis die 10 gebooie. Wat was? Jy moes die 10 gebooie onderhou sodat jy heilig kon word. Dis al hoe jy kon heilig word, maar nou sê Jesus, ek gaan die wet, hierdie 10 gebooie, binne in jou hart ingrafeer. It will become part of your DNA, is julle met my? It will become a part of who I am. So die 10 gebooie is nie meer iets wat ek moet onderhou nie, dit is iets wat ek geword het. Onthou die 10 gebooie in homself was superheilig. En hoekom die Here die 10 gebooie tussen Israeliete gesit het, is sodat hulle kon agterkom hoe onheilig hulle was. So, nou het die skip gedraai, want die skip sê nou die volgende. Ek verneek nie op my vrou nie omdat ek nie mag nie, maar omdat dit nie is wie ek is nie. Wanneer ek op my vrou verneek, dan clash dit hier binne in my. It doesn't sit well with me. It doesn't sit right with me. Nou steel ek nie meer nie omdat ek nie mag nie. Ek wil obviously nie tronk toe gaan nie. Maar ek steel nie, want it's not who I am. Dit clash, ek voel nie lekker wanneer ek dit doen nie. So, die begeerte binne in jou om weer God te aanbid, om weer goddelik te wees, is nou binne in jou. Maar nou sê vir my, okay, cool Pierre, dankie, ek weet ek's wedergebore, maar ek het nog steeds gebackslide hou. Daai girl was mooi en mooi is mooi. Ek het probeer maar Jessie ou. Ek weet nou, ons het net hierdie kyk aan haar. Ja, so my man op 'n jagtrip en jy weet toe, so kyk ons diep in die borrel in en jy weet, Jesus ou. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie, toe ek net sien, toe sy in my kamer en toe sy op die bed en ek sweer ek weet nie. Jy kan dit doen wat jy wil, dalk sukkel jy met temptation, there's this thing in you, or there's this thing in your life that you are busy with that you know you should not be busy with. Nou jy weet, dat wanneer jy besig is met iets wat jy nie meer moet besig wees nie. Hoe voel jy wanneer jy dit doen? Jy weet in jou hart. Hierdie ding sit nie lekker by my nie. En dan kom mense kerk toe. En dan weep hulle.
vir Pierre, Sugen, wie ook al dit mag wees, ek's besig met iets wat ek moet wees, jy voel 'n deep sorrow, jy voel eintlik seer gemaak. Dis nie lekker nie. Kan ek vir jou sê, wanneer jy daai gevoel kry, binne in jou, is dit 'n goeie ding. Dis 'n baie goeie ding. Dit raak 'n probleem, wanneer jy sonde doen, en jy sien niks fout daarmee nie. Wanneer jy sonde doen, en soos ja, en as dit nie jou pla in jou hart nie, is jy op 'n gevaarlike plek. Maar ek het goeie nuus vir jou. Baie mense dink dat daai gevoel wat ek kry wanneer ek sonde doen, is 'n teken dat ek het my redding verloor, en nou moet ek terug kerk toe kom, en ek moet die Here kom vra, Here, asseblief sal U my vergewe, en jy kom vra, sê asseblief bid vir my, dat die Here my sonde sal vergewe. Ek gaan nie vir dit bid nie, want die feit dat jy so voel, is 'n teken dat jy is klaar gered. Die feit dat jy so voel, beteken dat die nuwe natuur binne in jou clash met die sonde wat jy mee besig was. Ek het hierdie vertel nou die dag, toe ek nog by Fusion was, way back, na een van die Fusion dienste kom maar 'n jong ouetjie na my toe, 14 jaar oud, hy trek my so aan my baadjie agter, ek draai om, en hy is net oor 'n elmboon kneeknoppe, size 10 skoen, het lyk net weird, die lyk funny, en sy stem breek nog. Ek sal daai dag nooit vergeet nie. Hy kyk my met trane in sy oë. Die man hy sê oom, hy het my oom genoem, ek weet nie hoekom nie. Hy sê oom, ek wil net vir jou sê, ek sukkel met pornografie, ek kyk dit. Nou wat jy moet verstaan, ek kan nie net gou imagine die hoeveelheid courage wat daai jong man gevat het om my te kom en dit vir my te sê. Die profounding is, niemand het vir hom gevra om dit te sê nie, niemand weet hiervan nie, ek het nie geweet daarvan nie. Maar nog steeds het hy die desire in hom gehad, sê, ek kan nie meer langer hierdie ding hou vir myself nie. Dis die bewys dat daai jong laaitjie lief was vir Jesus. Want hy het geweet, dit wat ek mee besig is, die goed wat ek nou kyk, is nie vir my lekker nie. Ek voel hoe dit my agteruitvat, stukkie vir stukkie. Ek voel hoe dit my doodmaak, en ek voel hoe dit my seer maak. Waarom kan ek nie meer nie? Ek moet dit uit, ek moet vir iemand sê, kan iemand hierso. Ek val die man en ek druk hom, en ek weep saam met hom, want ek besef waar hy gaan, en ek sê vir hom, kan ek jou gou ietsie vertel? Jy sien al die manne daar so daai kant, wel, nou nie julle hierdie kant nie, dit was nou daar by die, jy sien die manne met daar by die rooi lig. Hulle sukkel ook met pornografie. Nee. Legit. Geloof jy, chom. Sien wat die duiwel like om te doen. Hy laat jou voel, dat jy is die enigste een wat sukkel met dit. Net jy wat sukkel met dit. En dan kom hier by die kerk, ons is allemaal shappelaps, ons is niemand vir ons enige sonde nie, jy sê daar, is nie die enigste ene nie. Almal gaan deur daai selfde goeters. Nou, as ek, vir mense sal my ook die vraag vra, as ek moet definieer wanneer is sonde, wanneer word sonde geklassify as sonde, dan is dit nou weer eens die gesprek van wanneer is dit sonde met 1 bier of sonde met 5 biere? Kan jy vir my sê? Is sigaret sonde of vape? Want mag ek vape? Of nie? Vir die wat kinders op hoërskool het, hulle wil altyd weet, hoe ver kan hy gaan met sy girl? Kan hy elmboog vat? Kan ek hier so by haar hemie vat hier, en is daar 'n lyn daar wat ek moet by stop? Waar is die lyn? Ouers, hier is die antwoord. Is julle reg vir hom? Sê daai oomblik, wanneer jy voel in jou hart,
jy verteenwoordig nie meer Jesus akkuraat nie, dan stop jy. As jy weet, ek is nou besig om my meisie in die versoeking te lei, ek wil altyd vir haar 'n goeie voorbeeld wees, ek wil haar altyd terugvat na die Here toe, ek wil haar lei na die Here toe, en as ek nou hierdie gaan doen, gaan ek dit nie kan doen nie. My aksies nou, en dit wie ek is, gaan nie nou ooreenstem met mekaar nie. Dis hoe jy weet jy stop. 1 bier, 5 biere, wanneer clash dit met jou gees, wanneer voel jy daai unrest die binne in jou? Jy alleen weet, net jy kan getuig, van wanneer jy weet jy gaan te ver. Wanneer jy agterkom, jy raak so desperaat vir mense se hande klap, dan weet jy, ek gaan te ver. That's the sign. En ek love het om het so te verduidelik, dat as ek nie Jesus kan preek nou, terwyl ek hierdie ding doen nie, dan gaan ek dit nie doen nie. Amen? Come on, is julle met my, maak dit sin vir jou? So jy maak 'n interpretasie vir jouself, maar nou sê jy, okay, cool Pierre, ek het opgeskroef, ek het gebackslide, ek doen stuff, maar wat nou? Die meeste mense kom op 'n plek en hulle vra, Here, asseblief, vra U mooi, sal U my sondes vergewe? So, my vraag is nou, vir wat se antwoord wag jy? Bless you. Kyk, as die Here nies, nee, dan maak dit sommer nog 'n universe wat gemaak word. Dis 'n dink aan 'n vraag. As jy vra, Here, vergewe my sondes asseblief, Here. Wat verwag jy gaan hy sê? Kan hy sê nee? Kan hy? Wat sê julle? Ja of nee? Kan hy sê nee? Kan hy? Sal hy nee? Of hy ja? Nee, ja. As God kan sê nee, dan beteken dit God is 'n leienaar. As God kan sê nee, dan beteken dit die kruis het al jou sondes geïnclude behalwe daai een. Die Bybel sê dat die lys van sonde teen jou is weggevat. As hy nee sê vir daai een, beteken dit daar's nog eenetjie op die lyn. Op die papier, op die aanklag. Want jy weet, jy het vir die Here gesê, Here, okay, Here, ek pinkie promise, ek gaan nie weer hierdie doen nie. En dan volgende week, dan doen jy dit weer. En ek het die Here gepinkie promise, ek het beloof, ek gaan dit nie meer doen nie, en ek het dit gedoen, ek het die belofte gebreek. Ek weet nie of die Here my vir hierdie kan vergewe nie. Ek weet nie of hy kan nie. Dink gou daaraan. As die Here vir jou sê nee, dan gaan hy teen dit wat hy gesê het, hy beloof. Want ons moet die antwoord gaan vat terug na Scripture toe. En kom ek vat vir jou, na Kolossense hoofstuk 2 toe, vers 13. So then God made you alive with Christ, for He forgave some of your sins. Hy het net dies vergewe wat jy op 'n week tyd gedoen het. Maar daar is 'n paar jagter vergewe hy nie. Weet jy wat beteken dit? As Jesus nie vir daai een sonde, as hy jou nie vergewe vir daai een sonde nie, dan al jy kan vergewe word is as hy weer uit die tabernakel van die hemel af terugkom aarde toe, weer gekruisig word vir daai sonde, dan gaan hy terug hemel toe en dan offer hy weer vergifnis vir jou. En dan môre sondig jy weer. En dan moet die Here nou weer af aarde toe kom, dan moet hy weer gekruisig word vir daai een sonde en dan moet hy nou weer teruggaan. Dan kan jy imagine Jesus kan julle net ophou sondig. Ek wil nie die hele tyd aarde toe kom om gekruisig te word nie.
Come on, I say, I forgave all your sins, vers 14, and he canceled the record of the charges against you. He canceled the record. Alles is weggevat. 1 Petrus 3:18. Christ suffered for our sins once, for all time, once. Hy sterf nie weer en weer en weer en weer nie. Romeine 8 sê, en julle ken hierin baie goed, there is therefore now no condemnation. Met ander woorde, ek kla jou nie meer aan nie. As hy nee sê vir daai een sonde wat hy nie vergewe nie, dan het hy nog iets om jy teenoor aan te kla. Dan hou hy nog daai sonde teen jou. Die Bybel sê, hy doen nie. En hier is vir jou goeie nuus. En die ander persepsie wat mense het oor God, as mense dink dat die Here sit in die hemele op sy troon, op die edge van sy sitplek, en hy wag net dat iemand moet sondig. En hy kyk en hy hou die aarde dop, en hy hou al sy kinders dop. Wanneer die Here hou jou dop, hy sien alles wat jy doen. Jy dop, wat dink jy, nee, klim jy in dieselfde bed, moenie daar klim nie, los op, daar is vir die huwelik. Dink ons regtig die Here is so verveeld dat hy sit daar in die hemel en hy wag vir sy kinders om te sondig, net sodat hy kan condemn weer. Ek het jou. Lekker, daar is jy, skuldig. Come on, man. Ons persepsie van hoe ons God sien is so die mekaar. Want ek wil vir jou vanaand 'n akkurate persepsie gee van wat Jesus heiliglik mee besig is in die hemel. Wil jy dit hoor? Kom ek sê vir jou, wat doen Jesus? Hebreërs 8. Die skrywer sê, here is the main point. We have a high priest. Wat is 'n high priest? 'n High priest is iemand wat jou verteenwoordig. Dis iemand wat optree namens jou. We have a high priest who sat down in the place of honor beside the throne of the majestic God in heaven. There he ministers in the heavenly tabernacle. Hy's in die hemele en hy's besig om te bedien. Hy's nie besig om aan te kla nie. En raai wat, selfs in die nag wanneer jy slaap, wanneer jy unconscious is, bedien Jesus jou hart. He purifies you. He molds you. He places his desires in you, selfs wanneer jy slaap. Nog een, Hebreërs 7:24. He lives forever to intercede with God on your behalf. Intercession beteken gebed. Jesus bid vir jou. Amen. Kan jy sommer sê amen? He's praying for you. He's not condemning you. Ek gaan vir jou skrif gee vanaand en ek wil jou aanraai. As jy gaan vir die volgende paar dae, gaan lees Hebreërs 9 en Hebreërs hoofstuk 10. Het gaan jou teologie, jou verstaan van hoe God deel met sonde totaal en al verander. Maar ek wil dit vir jou lees. Hebreërs 9:11. So Christ has now become the perfect high priest over all the good things that have come, and he has entered that greater, more perfect tabernacle in heaven. Die tabernakel is die teenwoordigheid van God. Dis die allerhoogste area waar God die Vader en God die Seun wandel. It's where they live. He entered the greater, more perfect tabernacle in heaven, which was not made by human hands and is not part of this created world. Verse 12 say, with his own blood, not the blood of goats and calves, he entered the most holy place once for all time. Sê sommer once. Wat beteken hy beplan om nie weer uit te gaan nie? Amen. He went in there once, and when he entered into that place, he carried the forgiveness
of the whole world. Hy het mensdom in sy totaliteit, van dies wat gelewe het, en dies wat nog gaan lewe, al die sondes as 'n kombinasie, het hy daar ingebring na die Vader toe. En die Vader was pleased, was vergenoegd met die offer wat Jesus gebring het. He's not planning to come out again, to die again. So ja, vir die sondes wat hy nog gaan doen, die prys vir dit is ook betaal. En elke keer wanneer jy sonde doen, dan dink jy die Here condemn jou. Meanwhile sit hy in die hemele en hy sê vir die Vader, vergewe. Hier's die offer. Daai sonde vergewe. Hier's die prys. Daai sonde vergewe. Hier's my bloed. Kan jy vir Jesus 'n handeklap gee vanaand in hierdie plek? He's praying for you constantly. His blood saved you and his blood is keeping you saved. Die rede hoekom ek nie my redding verloor nie, is omdat jy iemand het, Jesus in die hemel, wat vir jou bid, dat jy nie jou redding verloor nie. Vers 14 gaan jou bless. Nou sê, just think how much more the blood of Christ will purify our consciousness from sinful deeds. Wow. Die bloed van Jesus verwyder die sondebewustheid in jou brein, in jou gedagtes, in jou kop. Het jy geweet dat God wil nie hê jy moet sondebewus wees nie? Wat gebeur wanneer jy sondebewus is, jy onttrek? En het jy geweet, jy kan nie Jesus aanbid en sondebewus wees dieselfde tyd nie? Want as jy sondebewus is en jy kyk na God, dan voel jy skuldig. En dit is nie akkuraat nie. Hy sê, ek kom vat die sondebewustheid in jou weg. As jy ooit skuldig rondloop, is dit nie God nie. Vers 24. For Christ did not enter into a holy place made by human hands, which was only a copy of the true one in heaven. He entered into heaven itself to appear now before God on our behalf. Ons sê altyd, op die aarde verteenwoordig ons Jesus, maar in die hemel verteenwoordig Jesus jou. Kan jy sê amen? In die hemel verteenwoordig Jesus jou. Dis insane. Vers 25. He did not enter heaven to offer himself again and again. He proves scripture wat ek vir jou sê. Like the high priest here on earth, who enters the most holy place year after year with the blood of an animal. If that had been necessary, Christ would have had to die again and again. En dan hoofstuk Hebreërs 10 vers 17, en ek gee vir jou skrif vanaand, want ek het skrif nodig om hierdie vir jou te verduidelik. Het jy nie dink hierdie ou suig het uit sy oor uit nie? Hoor wat sê die skrifvers. Vers 17, I will never again remember their sins and lawless deeds. How when sins have been forgiven, there is no need to offer any more sacrifices. Wow. Amen. You're forgiven. So wat vra jy eintlik God wanneer jy sê, Here, vergewe my sonde? Is nie dat jy die Here so bad en smeek en hoop hy sê ja nie. Ons het dit nou uitgeklaar vanaand. Amen. Wanneer ek na die Here toe kom met hierdie vraag, eintlik wat jy vra is, Here, ek maak oop teenoor jou met hierdie ding. Ek soek dit nie meer nie. Ek wil dit nie hê nie. Nou sê jy, okay, Peer, dankie, ek besef Jesus bid vir my en ek besef ek is gered en ek besef al my sondes is vergewe. Maar flip en hel, hierdie ding vat vir my. Ek kry net nie
hierdie addiction gebreek nie. Ek kry net nie hierdie thing, secret sin gebreek nie. Ek wil vir jou 2 goed gee wat jy vanaand kan doen. Of van vanaand af kan doen. 2 handles. Kom ek lees vir jou eerder. Hebreërs 4 vers 16. En as jy voel hier is te veel skrif, gaan kyk weer die preek en dan kan jy vat. Die band, julle kan my ook join. Hoor gou hoe mooi is hierdie Hebreërs 4:16, julle kan hom op hulle agter. Our high priest, dis nou Jesus, this high priest of ours understands our weaknesses. Hoe mooi is dit, dat ons dink ons moet eers onsself uitsorteer, voordat ons na die Here toe kan gaan. Die Here verstaan, dat daar 'n tye in jou lewe wanneer jy swak voel. For he faced all of the same testings we do, yet he did not sin. Vers 16. So let us come boldly to the throne of our gracious God. Hy sê nie, so let us come with a guilt conscience. Let us come scared. Let us come boldly to our gracious God. There you will receive his wrath and his anger. There you will meet his mercy. And we will find grace that help us when we need it the most. Wat jy gaan ervaar wanneer jy by die Here gaan sit met sonde, is nie condemnation nie, halleluja. Jy gaan mercy ontvang, jy gaan grace ontvang. En weet jy wat doen grace? Grace empower jou om jou sonde weer in die oë te kyk en nie overcome te word deur dit nie. Grace gee jou die krag om na die temptation te kyk en te sê, nee dankie. Grace gee jou die krag oor sonde. So wat jy kan bid, te sê, Here, jy weet wat aangaan. Jy weet waarmee ek sukkel. Heilige Gees, gee my die krag om op te hou in Jesus se naam. Vir die wat ouers het, vir die ouers wat kinders het. Julle almal het ouers. Maar vir die ouers wat kinders het. As jou seun of jou dogter sukkel met iets, sê pornografie of wat ook al dit mag wees. Ek noem dit nou net, dis eers as ek met in my kop inkom. Wat gaan jy wil hê met jou kind eers te doen? Wil jy jou kind moet gaan hulp soek by ander plekke? Nee. Wat gee vir jou kind sê? Kom praat met my. Kom sê vir my. Dan help ek jou. Kom sit jy op my skoot en ek is jou pa. Ek gaan vir jou bid. Ek gaan vir jou hande oplê, dat jy bekragtig word met die Heilige Gees. En dan gaan ek jou leer hoe om hierdie dinge te oorkom. En dan gaan my kinders van my skoot afspring. En dan gaan ek sien hoe hulle weer in die wêreld ingaan. En dan gaan ek sien hoe dit wat hulle gekanker het, gaan hulle nou kanker. Dan gaan ek sê, that's my boy. Kom on, dis my seun daai. And it's a proud moment, amen. Kom on, jy kan boldly na die Here toe gaan en hy gaan jou empower. En die tweede ding wat jy doen is Jakobus, James 5 vers 16 sê die volgende. Hy sê, therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. Hy sê, vat hierdie sonde ding en kom uit met dit. Praat met 'n broer, praat met 'n suster, iemand wat jy vertrou. Moet dit nie in die donker hou nie. Wat as dit in die donker is, dan het dit krag oor jou. Kry dit uit. Daai laitie wat geconfess het, Peer, ek kyk pornografie. Die oomblik toe hy dit pronounce in die lig in, toe breek die mag van pornografie dadelik oor hom. Daai addiction was ge-expose, die vyand was ge-expose. En dan sê, do this so that you can be healed. Healed from what? Healed from the effect of sin. Wat doen drank? Het maak jou siek. Dit verwoes verhoudinge. En wanneer jy ophou met alcohol, wanneer jy ophou drink, dan kan jou liggaam nou begin herstel. Dan gee jy verhoudinge kans om te herstel. Pornografie
beskadig jou fisiese brein. En wanneer jy ophou met hierdie goeders, dan begin jou brein weer geherstel te word. Wanneer jy sê, vanaand stop ek daai affair, vanaand gaan ek nie verder met daai vrou kuier nie, dan gee jy die Here geleentheid om jou hart weer te kom bewerk. En dan kan jy jou vrou weer sien in die oë hoe die Here ons sien. Amen. Doen dit, gaan na die Here toe en gaan confess na iemand wat jy vertrou. Man, you're going to be powerful. Kan jy saam met my vanaand declare, vanaand stop ek met dit wat ek nie meer moet besig wees nie. Amen. Come on, moenie victim speel nie. Moenie sê ek kan nie, want die Here gaan altyd vir jou 'n weg uitgee. Want die krag wat binne in jou is groter as die krag wat buite jou is. Jesus sê, ek gee vir jou die vermoë om nee te sê vir daai temptation. Amen. Come on, moenie victim speel nie. En vanaand sit jy dalk met iets op jou lewe en ek wil vir jou uitnooi na die nagmaaltafels reg by die auditorium. Jy vat vanaand die bloed en jy sê, Jesus, ek dank U dat elke sonde vir my verbetaal is. En voel net hoe die Here jou kom vrymaak. Beleef sy vergifnis. Kom on, kom ons staan op, kom ons gaan na die nagmaaltafels toe en hê nagmaal boldly. En sê, Here, dankie dat ek vergewe is. In Jesus se naam, en dan gaan ons worship. Amen.